Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Soos ons nou die hele week al daarna kyk, berei ons osself voor vir Palmsondag, die Sondag voor Paasnaweek. En ons kyk hierdie week bietjie na 5 klein profete. As jy dit gemis het, kyk gerus na ons YouTube kanaal. Soos ons hierdie week noem en onsself voortdurend moet herinner is dat die klein profete vir ons moderne mens baie moeilik is om te verstaan. Definitief vir my, want dit is dikwels onbekend. Die stories, daar's nie stories daaraan gekoppel, nie miskien die boek Jona, maar ons ken in afval net die eerste en die derde hoofstuk goed. En dit is belangrik dat ons wel hierin aandag gee ten spyte van die beelde, ten spyte van die hoë konteks, want dit leer vir ons iets van God se beloftes en ook God se karakter en sê vir ons hoe ons Jesus se koms moet verstaan in die konteks van die Ou Testament. Ten spyte daarvan dat ons vandag dikwels ons opinie, ons moderne uitkyk op Jesus wil plaas. Daarom vra ons die vraag, wat wil God vandag vir ons deur Haggai sê? Vandag is natuurlik Vrydag en soos ek genoem het, kyk ons na Haggai wat geskryf is na die ballingskap. So, gister se boek was natuurlik voor die ballingskap geskryf en hierdie een is heeltemal aan die ander kant. En dit kyk na die herbou van die tempel. En die herbou van die tempel is natuurlik simbolies van die herbou van die huis van God wat breër strek as dit. Dit strek 'n weier na God se huishouding en hoe Israel herstel word, hoe God se mense herstel word. So kom ons kyk dan nou ook en luister na die woord van die enigste en lewende Here soos dit opgeskrywe staan in Haggai 2 vanaf vers 1 tot 9. Op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van die Here gekom by monde van die profeet Haggai. Sê vir Zerubabel, seun van Sealtiel en streeksgouverneur van Juda en vir Joshua, seun van Jehosadak en hoëpriester en vir die wat oorgebly het van die volk. Wie onder julle het oorgebly wat hierdie huis van die Here in sy vroegere heerlikheid gesien het? En wat sien julle nou daarvan? Lyk dit nie na niks teen die vorige een nie? Daarom hou moed, Zerubabel, is die uitspraak van die Here. Hou moed, Joshua, seun van Jehosadak en hoëpriester, hou moed, volk van die land, is die uitspraak van die Here, werk, want ek is by julle, is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. Dit is die belofte wat ek teenoor julle afgelê het, toe julle uit Egipte getrek het. My gees sal altyd in julle midde bly. Moenie bang wees nie. Die Here heerser oor alle magte het immers gesê nog een keer, binnekort sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal al die nasies laat bewe en hulle sal kom met al hulle skatte en ek sal hierdie huis met heerlikheid vul, sê die Here, heerser oor alle magte. Aan my behoort die silwer en aan my behoort die goud. Is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. Die heerlikheid van hierdie huis sal groot wees, nog groter as tevore, sê die Here, heerser oor alle magte. En op hierdie plek sal ek vrede gee, is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. Tot sover dan die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Haggai. In hierdie gedeelte sien ons hoe God se beloftes waar word. As Christene sien ons natuurlik hoe dit nie net in geskiedenis waar word in die tyd van Haggai nie, maar dan ook finale vervulling kry in Christus Jesus. Haggai sê vir ons, my gees sal altyd in julle midde bly en ons weet dat die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is en vandag nog in ons leef. Ons sien nog een keer sal ek binnekort die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. En ons weet hoe die aarde gebewe het tydens Jesus se kruisdood wat gedien het as vervulling van hierdie beloftes wat vandag nog in ons waar is. En ons sien hoe God belewe. Hierdie huis sal groot wees, nog groter as tevore. Wat waar geword het toe Jesus die evangelie oopgemaak het aan die heidene en die ongelowiges in die wêreld om hom, en dat dit vandag nog waar is, want hardkoppige Afrikaners soos ek, het tot bekering gekom en staan in sy diens.
Kom ons dink vandag bietjie na oor hoe God se beloftes waar is en hoe dit waar is in ons lewens. En kom ons berei onsself voor vir Sondag, wat 2 dae is, deur diep na te dink oor die vervulling van God se beloftes wat ons in Jesus vind. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U my deel gemaak het van U verlossingsplan. Help my om hierdie week raak te sien hoe U beloftes vervul in die kruisiging en in die opstanding as voorbereiding vir Palmsondag. Amen. Dit is dan ons oordenking vir vandag, en as jy enige van die klein profete gemis het, gaan kyk gerus op ons YouTube kanaal. Ons het 5 van hulle gedoen, en dan sien ons julle Sondag vir Palmsondag.